Prof Johan, waarvoor wil u onthou word? Ferdi, ek het nie regtig 'n behoefte om onthou te word nie. My kan hulle vergeet. Ek is niks en niemand, maar Christus is die Here. Wanneer het u vir die eerste keer besef dat by die algemene synode is daar probleme as dit kom by die getrouheid aan die belydenisskrifte? Ek was toe pas uit die fakulteit uit, en toe was daar al besluite en stemme en standpunte teologies rondom die bestaan van die historisiteit van Adam en Eva byvoorbeeld, en van die skepping. Prof, kom ons praat nou net 'n bietjie hoe die belydenis se plek in u kerk uiteindelik die belangrike posisie wat dit veronderstel is om te hê, hoe het dit verlore geraak? Elke predikant wat georden word, onderteken 'n legitimasieverklaring waarin daar gesê word, ek glo die Bybel is die woord van God en die belydenisskrifte is in ooreenstemming met die Bybel en dat ek alles in my vermoë sal doen om die dwaling te bestry en u ken die verklaring. En ons sit met 'n situasie, ek onthou self toe ek gestudeer het, meer as 20 jaar terug al, dat van die studente wanneer dit by legitimasie kom, dan lag hulle vir die ondertekening van die legitimasieverklaring, die belofte wat jy met God maak. Kom ek vra die vraag vir u so, wanneer het u vir die eerste keer besef dat by die algemene synode is daar probleme as dit kom by die getrouheid aan die belydenisskrifte? Ja, ek wil die vraag so beantwoord verder deur te sê, die eerste, dink ek, betekenisvolle beïnvloeding van die kerk in die belydenis grondslag het gekom via die moderne teologie. Jy kan nou verskillende name gebruik, jy kan praat van avant-garde teologie, jy kan praat van liberale teologie, jy kan praat van vrysinnige teologie, maar ons weet almal, ons praat van 'n bepaalde teologiese lewens- en wêreldbeskouing wat al hoe meer wegbeweeg het van 'n skrif verstaan. Jy sien, dit wat ons oor gepraat het in die vorige onderhoude is nou relevant. Want as jy 'n bepaalde standpunt het oor wat die Bybel is, dan beïnvloed dit jou in wat jy oor die Bybel sê of dink. Ja. En die moderne teologie het al hoe meer in opleiding, in prediking, in besluitnemingsprosesse wegbeweeg van wat die belydenis sê en wat die werklike belydenis in die skrif vind, en beweeg na 'n standpunt en 'n teologie wat al hoe vreemder geword het. Kan ek 'n voorbeeld noem gou? Hierdie een boek, Bende Tooi se boek was in die jaar 2000, dit is 'n goeie voorbeeld, van waar hierdie nuwe metode gekom het en die twee nature van Christus, die maagdelike geboorte, word nou uitgewerk, dis nie meer nodig nie. En dit was 'n goeie voorbeeld. Ja. Andrew Murray prys gekry, en dwaalleer ondersoek, vrygespreek, waar dit die belydenis begin bedreig het, is dit 'n voorbeeld daarvan. Eintlik ook nie net die belydenis onder twyfel gebring het nie, maar dan die Bybel ook onder twyfel gebring het. Want die moderne teologie het stelselmatig en tot op 'n stadium radikaal en vinnig die mees basiese Bybelse waarhede rondom Christus, rondom die geboorte van Christus, rondom sy sterwe, sy goddelike natuur. Ja. Al daardie dinge wat algemene aanvaarde Bybelse beginsels was, in twyfel getrek en ontken. Nie net bevraagteken nie, maar ook daadwerklik ontken. En jy het dit baie duidelik gesien
in die wyse waarop in die afgelope 20, 30 jaar die algemene synode, wat die beleidmakende synode is, besluite geneem het. En die liewe Vader het geweet met watter worsteling ek algemene synode na algemene synode deurworstel het. Wanneer was u eerste algemene synode? My eerste algemene synode was net kort nadat ek bevestig is in die gemeente. Dit was in 1971. My jene, my genade. Ek was toe pas predikant in Rosendal in my eerste gemeente. En daardie April maand was die eerste synode wat ek bygewoon het as jong predikant. Maar van daardie tyd af, dit was die jare toe dit nou nog kom ons sê behouden was, konservatief was, gereformeerd was. Wanneer kan u terug onthou, was daar iets wat u begin plaat by 'n algemene synode? Wanneer was die eerste keer wat u dit met u gebeur het? Kyk, daardie tyd, ek was toe pas uit die fakulteit uit, en toe was daar al besluite en stemme en standpunte teologies rondom die bestaan van die historisiteit van Adam en Eva byvoorbeeld, en van die skepping. En ek onthou dat ek as jong predikant nog by die eerste synode 'n opmerking daaroor gemaak het. En toe al was sulke dinge, het geleidelik al hoe meer na vore gekom. En ek het seker so 'n jaar of wat, jaar en 'n half gelede, het ek 'n artikel in Kerkboere geskryf, waarin ek pertinent besluite van die algemene synode genotuleer het, wat direk teenstrydig was met teksverwysing. En die ironie daarvan was, so wat. Niemand het daarop gereageer nie. Niemand het gesê, dankie dat jy dit uitgewys het nie. Niemand het my gekritiseer en gesê, hoe durf jy om dit te sê nie? Dit is net eenvoudig doodgeswyg asof dit nie genoem is nie. En dit was al die jare vir my konkrete bron van kommer, dat die hele kerk verbind word aan besluite wat 'n afvaardiging by 'n algemene synode geneem het, op grond van studiestukke wat opgestel was en deur belangrike en slim mense en synodes op sleeptou geneem het, soms met emosionele argumente wat ek gewoon net nie meer kon vereenselwig nie, omdat die belydenisskrifte anders daaroor praat. Goed. Die belydenisskrifte was vir my die rigtingwyser, dat dit nie net my interpretasie van die skrif is nie, maar die belydenisskrifte se interpretasie van die skrif is. Ja. En die belydenisskrifte is die amptelike standpunt van die kerk. Ja. Nie myne of die volgende predikant se nie. Ja. Kan ek gou daarop reageer, want daar's baie keer afgetrede lidmate wat my kontak en dan sê hulle, ja, maar wys vir my waar in daai synode het hulle die maagdelike geboorte ontken, of die duiwel of wat ook al. Dan sal hulle vir jou probeer sê, ja, maar dis nie so duidelik soos jy nou sê dit is nie. En dit het my baie laat dink oor, as mens die aanloop, kom ons vat van Ben de Tooy se boek, maar ook die Nuwe Hervormers, as ons net bietjie teruggaan, voor die sogenaamde Emerging Church ook nou uitgekom het en so aan, die Nuwe Hervormers wat publiseer hier by 2002, 2003. En toe hulle publiseer, toe by tikkies, baie vinnig, het daar van die profies mos nou begin om positief oor die Nuwe Hervormings praat, of Julian Miller, en hulle het begin positiewe dinge oor die Nuwe Hervormers sê. En die Nuwe Hervorming se boek het uitgekom, ek het hom saamgebring, en hier is byvoorbeeld in 2003 by die Noord-Transvaal synode gewees daai tyd, het die Nuwe Hervormers hulle kom toespreek, en toe het die Nuwe Hervormers nou gepraat, en toe wou die synode nie 'n kategoriese uitspraak oor die maagdelike geboorte en die liggaamlike opstanding van Jesus neem nie, en toe het daar van die kerkleiers wat nou later groot leiers by die algemene synode geword het, ons gaan nou na die dokument kyk, het hulle
by die synode 'n beduidende rol gespeel dat hulle nie 'n kategoriese uitspraak oor die liggaamlike opstanding van Jesus wou neem nie. En toe het die koerant geskrywe van wat het daar gebeur, en hy haal toe aan hier byvoorbeeld vir professor Wilhelm Jordaan, wat 'n sielkundige was, wat lidmaat interessant was by Dominee Dani de Tooy in Waterkloof en die gemeente. Hy sê toe na hierdie synode, die historiese gegewe teologie van ontwyfelbare en haas onkorrigeerbare sekerhede word aangevul en vervang met 'n teologie van verwondering en ontvouende misterie. Dit was in 2003. En hierdie kerkleiers, onder andere Dr. Kirkpatrick en Dr. Fani Cronje, hulle het toe uiteindelik op die algemene synode by die komitee oor die belydenisskrifte groot rolle gekry, en hulle het gewerk aan hierdie dokument wat in 2019 aanvaar is. En ek wil vir u net 1 of 2 goedjies sê in hierdie nuwe hermeneutiese raamwerk wat hulle toe nou geïmplementeer het, en wat interessant is, nie so radikaal soos die nuwe hervormers nie hierdie kategoriese uitsprake nie, maar uitsprake soos die op bladsy 26, wil ek gou vir julle sê, hierdie is die nuwe raamwerk wat hulle gebruik. Hulle sê hierso, helderheid oor 'n saak is nie absolute sekerheid nie. Dit is nie ewige afgehandelde besluite nie. Dit is nie 'n finale siening oor 'n saak nie. Relasionele waarheid. Nie meer absolute sekerheid nie. Ja. Wat het gebeur, Prof. Johan? Ferdi, wat gebeur het, is dat juist die teologiese verskuiwings wat daar was, sterker begin invloed uitoefen het, meer gesag gedra het, en dat die synode waarskynlik bang was dat daar 'n konflik sou staan tussen die synode wat besluite neem en die geleerde professore wat dan nou beter weet. Van die fakulteite natuurlik. Van die fakulteite. Daarom was die besluite wat geneem het nie afwysend teenoor die nuwe teologie nie, maar ook nie vertrekkend vanuit weg van die belydenis af nie. 'n tussenstandpunt, 'n versoenende standpunt, 'n standpunt wat in ander woorde geformuleer is. 'n teologie van bewondering, in plaas van 'n teologie van konfrontasie, byvoorbeeld. Ja, die woord verwondering klink so mooi. Ja, korrek. Maar die vraag is daar 'n nuwe teologie, 'n nuwe relativisme wat ingebou is daar? Dis presies wat dit beteken het, want dit beteken, daar was nie 'n daadwerklike besliste ja, ons glo in die maagdelike geboorte, ons glo in die opstanding van Christus nie. Daar was liewers ons wonder en verwonder oor wat dit kan wees. Ja. Wat dit kan wees. Wat toe gebeur het, is dat die algemene synode, en ek kan nou ongelukkig nie onthou watter synode nie. Want ek het feitlik al die algemene synodes bygewoon. Tot omtrent in 20... tot laat ek nou afgetree het. Ja. Maar dat die algemene synode besluit het met 'n amptelike besluit dat die algemene synode, die NG Kerk, voortaan op die beginsel van diversiteit sal funksioneer. Dit is belangrik, want dit beteken hierdie onsekerheid oor die maagdelike geboorte, of oor die opstanding van Christus, of oor watter ander sake daar mag wees, letterlik het die algemene synode by wyse van daardie diversiteitsbesluit besluit dat konfrontasie en debattering is verby. Ja. En dit staan in die dokument, het gaat nie meer debat nie. Korrek. Nie meer in die verlede waarin 'n gereformeerde erfenis is die leraars daar om uit die skrif uit met mekaar te praat en uit die skrif te probeer bewys. En dit het hulle al hoe meer uitgefaseer, dat is alles nou dialoog. Hulle praat ook hier oor dialoog. Dan sê hulle, ons gaan nou dialoog hê, en dan haal hulle vir Paulus aan, en hulle sê die hoogtepunt van dialoog in Paulus is in Romeine. Toe wil ek sê, maar
Natuurlik Romeine 14, as dit kom by die kosse en so aan, maar wat van Romeine 1? Die oordeel van God. Ja. Wat van by Romeine 10 vers 9, as jy met jou mond bely, as jy het Christus uit die dood, liggaamlik uit die dood dis nie dialoog daai. Dit is 'n konfronterende belydenis. Ja, ja. En die feit dat hulle nie bereid was om werklik 'n besluit te neem of 'n beslissing te maak nie, beteken hulle het afstand gedoen van die belydenisskrif. Maar hulle sal dit ontken. Want die Hulle sal dit belydenisskrifte het dit uitdruklik gesê, Ja. oor al die aspekte wat ons nou noem, oor die geboorte uit die Maagd Maria, die opstanding van Christus, en so meer en so meer. Ja. En daarin is die konkrete bewys per besluit van die Algemene Synode dat die belydenisskrif wat in artikel 1 van die kerkorde gesê word die grondbelydenis van die kerk is, Ja. nie meer geld nie. Ja. Prof, ons kan die hele dag nog kuier. Terwyl jy praat, dink ek terug aan hierdie onthou jy hierdie nuwe drome, die sogenaamde emerging church natuurlik. En ek onthou ek was in Engeland toe hierdie boek, ek het hom bestel en ons het hom uitgevoer Europa toe en ek het nog selfs die pryse en die goeders hierin. Ek wil hier so 'n stukkie net om 'n bietjie heimwee terug te bring. So 'n stukkie lees, dan kan jy so 'n bietjie ietsie net ook sê van hierdie is natuurlik ook deel van die aanloop vir waar ons nou gekom het, nê. Ja. As mens kyk hierdie boek van Dr. Nelis Niemand wat uit Rob Bell en Leonard Sweet en van ouens wat sosiale geregtigheid is nou belangriker as dogmas van die kerk en Stefan Joubert het die voorwoord geskryf hier nog en gesê hy het 'n kopskuif ondergaan. En hy het natuurlik baie vlek gevat ook. Daai tyd toe hy hieroor skrywe. En hy het hierso geskrywe. Hy sê die verkondiging van die evangelie het ongewild geword. Die inhoud van die evangelie het 'n aanstoot geword. Die kerk het uit 'n klein groepie gelowiges bestaan in die vroeë kerk. Die kerk en sy lidmate is vervolg. En toe sê hy hier die laaste paragraaf, sê hy, die perfekte storm wat die kerk vandag moet trotseer, is regtig nie so uniek nie. Die vraag is nou, hoe het die Nuwe Testamentiese kerk die perfekte storm hanteer? Die belangrikste kenmerk vir my is dat hulle nie die inhoud van die evangelie verander het of aangepas het om vir die mense aanvaarbaar te wees nie. Hoe ons ook al die uitdaging wil benader om nuut oor die kerk in 'n postmoderne tyd na te dink. Die inhoud van die evangelie en die woord as riglyn moet die ononderhandelbare uitgangspunt wees. As ons mekaar hierin verloor, sal die kerk nie daarin slaag om die perfekte storm te oorleef nie. 2012, Ja. 13 jaar gelede. Ja. Prof Johan, waarvoor wil u onthou word? Verder, ek het nie regtig 'n behoefte om onthou te word nie. In my lewe het my geleer, my waarneming, my ervaring het my geleer dat mense nie so belangrik is nie en mense wat jy dink wat so geweldig belangrik is, eintlik so gou vergeet word. Ek wil nie regtig onthou word nie. Ek wil net so graag hê dat die kerk waarvan ek 'n belydende, lewende, liefdevolle lidmaat is, weer moet terugkeer na die wortels van die skrif, na die belydenis, na Christus wat die hoof van die kerk is. My kan hulle vergeet, ek is niks en niemand, maar Christus is die Here. Wonderlik, wonderlik. Prof Johan, baie dankie dat u so openhartig met ons gekuier het en gesels het, ons waardeer dit. Mag ek afsluit en vir ons 'n gebed doen? Asseblief. Kom ons bid saam. Onse getroue hemelse Vader, Vader, Seun en Heilige Gees, soos wat ons die druppels hoor hier in Bloemfontein,
So seker weet ons dat ons Verlosser leef, dat God soewerein is, dat God in beheer is, dat God nie verander nie, dat U van geslag tot geslag U kerk bou en dat die poorte van die hel dit nie sal oorweldig nie. Ook hier in Suid-Afrika. Here ons Here, ons smeek U om genade vir duisende gelowiges oor die lengte en breedte van hierdie land wat deur wolwe in skaapsklere verblind word. Here, ons roep na U en vra vir ware reformatie, terug na die woord, sola scriptura. En ons wil by U pleit dat U nog nie klaar is met ons nie, dat U nog besig is om te werk. Ons bid vir ons kinders, ons bid vir die nageslagte, ons bid vir ons land. Here, dankie dat ons kan glo en weet, U is nog nie klaar met Suid-Afrika nie. Ons eer U dat U getrou is. Ons dankie dat U uitverkorenes sal inbring. Die laaste een sal inkom. En dankie Here dat U terugkom en dat al die trane afgevee sal word van ons wange. Dat daar nie meer dood sal wees nie. Dat ons U sal ken van aangesig tot aangesig en tot in alle ewigheid in U heerlike teenwoordigheid sal wees en sal sing, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig, wat was en wat is en tot in alle ewigheid sal wees. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen.